Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Ons gesels vanoggend met Christel Cornelissen van Marula Media oor die nuutste en die grootste nuusstories en nuusmakers. Baie welkom Christel. Dag seker Leogas. Christel. Waarop sal jy nooit jou geld spandeer nie? Oeh. Is al baie dinge. Baie, ja, ek is nogal synig. Ja, ek hou van my geld onder die matras. Dalk moet ons van vra waarop sal sy haar Waarop geld sal jy spandeer? as ware jou geld spandeer? Ja, kyk, ek is 'n sakker vir my kinders en vir 'n boek. Vir jakkalsvlei. Baie geld vir hulle. Wat is dit? Is dit 'n boek? Is dit 'n plek? Ja, dit is 'n soort terapie. Nee, ek moet bieg, ek is baie synig. Ai, maar dit is Ja. goed dat jy dit ten minste weet. Jy weet waar jou swakpunte lê. Ek het al 'n sterk punt gesien, maar ek vandag heeldag hieroor dink. Die vraag is hoe sterk? Ja. Baie sterk. Nee, is 'n volsin. Ja. Nou toe 'n sterk punt van Suid-Afrika is definitief nie sy werksgeleenthede nie en dit het gister in jeugdag weer baie groot sterk uitgekom ook Paul Mashatile, Steenhuisen, almal wat daarop klem gelê het en dit is dat meer as die helfte van Suid-Afrika se jeug werkloos is. Dit is skrikwekkende syfers, is van die hoogste wat ons ek dink in die geskiedenis nog gehad. Dit so 'n jeugdag gister as jy nou 'n jeug is, dan vra jy vir jouself wat is jy besig om te vier as jy een van daai helfte is wat nie werk nie. Dis miljoene jong mense wat ook nie, en as ons praat daarvan is ook nie jong mense wat besig is om verder te leer nie. So maar as jy sê dit is 'n noodgeval. Hy praat van 'n morele noodgeval. So ons kyk hier na syfers, jy weet jong mense wat nie kan werk kry nie, meer as halfte tussen 18 en 34 is werkloos. As jy kyk tussen 15 en 34 is die koers selfs hoër, dit staan op 45%. Hulle sê een uit elke 4 dink ek gegradueerdes kry nie werk nie. Dit is geweldig baie, weet jy, nou het jy skool klaar gemaak, nou het jy gaan studeer en nou sit jy nog steeds sonder werk. Nou ek dink nie hy is verkeerd as hy sê dit is 'n morele noodgeval nie. My kritiek op die regering is dikwels die regering praat asof hulle los staan. Ja. Van hierdie Dis almal se noodgeval. skuld behalwe hulle sin. So daar is halfte van ons jong mense is werkloos. Hoekom? Ja. Weet en dan begin ons gaan 30 jaar terug, ons gaan dalk 50 jaar terug. Ons is nie by wat doen ons nou om die koek groter te maak nie. Ons hou aan met ons met die koek verdeel en ons met een stuk snykoek met 'n ander snykoek vervang. En die vorige bakkers wat gefire is, moet eers nog gefire word. Dit is presies, ons gaan hulle nou eers 'n bietjie beswaarder voordat ons verder koeke bak. En dit is, ons moet daaraan beweeg. So hy is nie verkeerd as hy sê ons het 'n noodgeval hier nie. Die vraag is wat gaan ons daaraan doen? Hoe maak ons dit makliker vir jong mense om werk te kry? Ek het gesien die leier van die ANC Jeugliga, Colin Malachi, hy praat van jong mense en vrouens moet lei. Dit is my bietjie ironies. Hy is 'n man. Hy's 32 jaar oud, so hy's nie baie jonk nie. Ek weet ons praat van jeug as 15 tot 34. Hy's ook nie 'n vrou nie, volgens my. So as ons sê, ek weet die jeug en vrouens moet lei, dan wil mense sê, okay Colin, staan jy op sy? Gee jy vir 'n vrou 'n spasie om te lei? En ek dink dit is een van die probleme wat ons in Suid-Afrika het. Ons het wonderlike beginsels in Suid-Afrika. Ek wil hê hierdie 3 van ons moet mooi transformeer. Maar ek wil hê julle 2 moet op sy staan om vir iemand 'n plekkie te maak. My beginsel sê transformasie is baie goed. En wat van jou Frans? Jy staan op sy en jy hoef nie jou werkie te doen nie. Jou salaris kan jy opgee en jy gee vir iemand anders die ruimte. Weet en dit pak ons baie keer op mekaar. Ons sê ons moet transformeer en ons moet ruimte skep. Hier staan Colin en hy sê vrouens en jong mense moet lei. Maar hy is in die leiersposisie. Staan dan op sy. Weet en hy praat van pensionarisse. Nou Ramaphosa is ergens in die 70, hy het na hom verwys. Mashatile is ergens in die 60, hy het na hom verwys. Dit sê hulle moet nou op sy staan. En hulle pensioen gaan geniet. Hulle moet hulle pensioen gaan geniet. Nee, met pensioen seker vir die jonges gee. Om meer te kan lei. Dan raak dit nou baie moeilik. As jy nou praat van ons moet ruimte skep en ons moet transformeer, tot dit vir jou raak. Ja. Totdat dit my kind is wat geraak word, dan is ek nou nie so haastig met die kom ons skep 'n plekkie nie. En dis hoekom ons moet groei. Dit lei outomaties tot
meer ruimte vir En wat almal. mense daar ook weer lees, Christel, is daar's eie agendas, jy weet. Hy sê een ding, maar mens weet nie wat hy doen nie. Jy weet, dit staan vir my uit. En die ander ding is, die regering kan baie maklik sê, vanaf die regerende party se kant af, om te sê, of dan die nasionale eenheid, hoor hierdie en hierdie moet gebeur, dis die werkloosheid, dit is die, maar as jy kyk na die werk wat gedoen word, is die privaat sektor wat oral ingaan en sê, weet jy wat, kom ons maak 'n verskil hier, kom ons hef hier op, kom ons help hier. En dan is dit soos in, okay, dis maklik om te praat, ouens, maar sit dan net daad by woord. Dit is so, en jy praat van die privaat sektor wat hierdie gedoen het. Hulle doen dit ondanks die regering. Presies. Nie danksy die regering nie. Daar is soveel hindernisse wat in entrepreneurs, voornemende sakelui se pad geplaas word. Jy weet dat as jy vandag 'n besigheid se deure kan oophou, dan moet jy jouself op die skouer klop, want dit is nie maklik in hierdie land nie. Een van die stories later aan wat ons gaan bespreek is ook rondom die kinderreise nie kinderreise nie, die kleuterskole wat moet toemaak omdat daar nie geld is nie, nê? En dan lees jy dit en jy dink by jouself, waar gaan hierdie geld heen? Maar goed, ons sal later daaroor praat. Pensionaars kan nie meer regeer nie, sê ANC Jeugliga, jy het nou klaar daaroor gepraat. Dis nogal interessant. Hulle moet gaan rus, hulle moet op stoep sit. Presies, maar wat nou interessant is die public officials, this is volgens Business Tech, who earn up to R42,400 per day. En ons het nou net gepraat daaroor. Julle sien, as 'n mens dit verdien, dan hoef jy nie soos ek suinig te wees nie. Dan kan jy sê, jy wil wat? Asseblief, ek tap hom vir jou dadelik. Koop jy vir so aan perlemoen? As jy nou daarvan hou of nie? Nee, man. Perlemoen, kaviaar en Brusselse spruite. Daar gat jy. Nee man, kom ons eet iets waarvan ons hou asseblief. Hierdie is die salarisse van staatsbeheerde instellings. So ek gaan vir julle sommer net 'n paar voorbeelde gee. Dit is julle weet die paramilitêre vrae, so ons vra as 'n politieke party vra ons 'n vraag, jy moet vir ons antwoord. En hierdie antwoorde kom daar uit. So as jy dink aan staatsbeheerde instellings, dan kyk jy na hulle begin met die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika, R15,5 miljoen jaarliks. Dis een van die hoogst betaalde staatsamptenare in die land. Dink 'n bietjie aan wat die Staatsontwikkelingsbank vir jou vandag gedoen het, dan ons kan nou weer verder oor gesels, ek sê tyd gee. Ja, weet wat dit is. Ekskuus. Okay, dan Prasa, dis treine. 7,8 miljoen jaarliks. Korrupsie, wanbestuur, mislukte infrastruktuurprojekte. Ja, ek wil nou net sê wat se treinspore. Swak audit uitkomste. Kom ons praat oor die padongelukkefonds. Hulle is gereeld in hierdie, hulle is tegnies insolvent. Mense wat basies op hulle knieë is omdat hulle nie hulle uitbetalings kry nie, omdat die padongelukkefonds wat met ons belastinggeld gefinansier word, tegnies insolvent is, 7,1 miljoen rand. Dan is die WNR. Is dit een mens se salaris per jaar? Dis die uitvoerende hoof. Dit is korrek. Dis een mens, Ja. Air Traffic Navigation Services, dis hulle wat lugvaart bestuur, 6,14 miljoen. Sentrale Energiefonds 6,15 miljoen rand, water 5,4 miljoen, Petro SA 5,8 miljoen. En die probleem hier is prestasie en salaris het dikwels geen verband nie. Ja. Ons kan nou deurdraf deur hierdie en gaan kyk hoe goed presteer hierdie staatsinstellings. En dan sal jy sê luister, hulle is besig om 'n baie goeie job te doen. En ek dink dis niks minder as reg om vir hulle dienooreenkomstig te vergoed. Hulle werk begin vroeër, hulle maak later klaar. Jy kan sien daar's 'n omkeerplan. Ek dink hulle moet 'n bonus ook kry. Ek dink en van hulle kry bonusse. Weet en dan word 'n mens het so eintlik 'n bietjie van 'n bitter gevoel as jy sê weet jong mense het nie werk nie. Die probleem is julle vra as dit een mens wat hierdie salaris verdien. As die uitvoerende hoof hierdie salaris verdien, wat laat jou dink die mense onder hom word? Ja. Volgens die reëls vergoed of dat hulle word dalk volgens die reëls vergoed, maar dat prestasie aan salaris gekoppel word. Dit mens daar's 'n gaping ergens in die middel. I mean, the proof is in the pudding. Kyk net na die toestand van ons paaie en dan hoor jy van ons treinspore en dan hoor jy die hoof aan die hoof van Prasa kry soveel per dag. Dan raak mens baie briesend. Maar ons is nog nie kwaad genoeg nie, Christel. Wat hoor jy? Dis nou eers Dinsdag. Kom ons kyk eers na kleuterskole wat moet toemaak as gevolg van laat betalings deur die opvoedkundige departement.
Hierdie is nie lekker nie. So hierdie berig gaan oor vroeë kinderontwikkelingssentrums in KwaZulu-Natal in die Drakensberg omgewing en landelike omgewing. So dis maar wat ons ken as kleuterskole en crèches. Nou hulle het nuwe persele gekry danksy die Santa Shoebox project. Nou julle ken dit dalk, weet baie mense neem deel, wonderlike projek wat duidelik wonderlike uitkomste lewer. Ja. So hulle het nuwe persele gekry, maar wat hulle nodig het is geld van die departement van onderwys om dit te bedryf. En hulle wag daarvoor. Jy weet, en dan word 'n mens kwaad as jy sê die privaat sektor moet hulle moet moue oprol, hulle moet help om probleme op te los. Dan rol die privaat sektor moue op en hulle help om probleme op te los. En hulle het hierdie wonderlike fasiliteite help skep. Nou moet die regering 'n subsidie uitbetaal en hier sit ons weer. Yep. Julle, en ons praat nie van miljoene rande nie, hulle praat van die subsidies van die nasionale regering is R17 per dag per kind. Ai. So dis onlangs opgestoot na R24 per dag per kind. Ja. Hierdie is nie ryk mense nie. Weet hulle wil nie kaviaar en perlemoen en Brusselse spruite. Maybe, sies tog kan ons dit net. Daai Lydensbeker verby. Wat my breek, Christel, is daar's personeel wat ook nie salaris kry nie. So daai mense werk, nê. Hulle werk. En as jy nou daai gaping nou sien vanaf hierdie duisende per dag na mense wat vir 3 maande moet wag vir 'n salaris, dan breek dit jou aan. Hulle doen wonderlike werk. Ek sien hier een mens word aangehaal wat hy sê, een van die amptenare, jy weet hy werk soms met mense wat hy weet nie betaal is nie. Hoe kyk jy hulle in die oë? Hulle het ook gesinne by die huis. Hierdie meneer Mashatile is heeltemal reg, ons het 'n morele noodgeval. Hoorie, maar ons is ook nou nog nie klaar nie, Christel. Weet jy, die een storie is mooier as die ander ene. Rybewysdrukker met kleefband aan mekaar gehou. Dit klink regtig soos 'n eerste wêreldprobleem. Ons sukkel nou al jare met rybewyse en ek dink enigiemand wat aansoek gedoen het vir een en wag sal vandag kan getuig, dit is regtig nie lekker nie. So 10 jaar gelede het hulle besluit ons het 'n nuwe masjien nodig en dis nou 10 jaar later en hier sit ons nog steeds. En Wayne Divenage van Outa sê weet dit word basies met masking tape en rubber rekkies aan mekaar gehou. Dit kan nie so moeilik wees nie. So die proses het nou weer tot stilstand gekom omdat daar 'n probleem met die tender, die toekenning van die tender was. Nou ons staan op hierdie stadium op 733.000 agterstallige rybewyse. Nou moet jy onthou as ek sien Wayne sê as jy reeds betyds aansoek gedoen het, kan jy nie beboet word as jy nou nog nie 'n kaartjie het nie, want tegnies is dit nie jou skuld dat jy 'n kaartjie het nie. Daar's nie 'n masjien om dit te druk nie. Maar ek dink ons almal het nou al ergens met 'n wetstoepasser te doen gehad wat nie na rede luister nie. Dis is om te sê jy weet jy moenie in die nag vir 'n blou lig aftrek nie. Ja. In teorie is dit is so, jy moenie, maar in praktyk, weet as jy in daai omstandighede bevind, dis nie altyd so maklik nie. En dis nou dieselfde hier. Hier is 733.000 mense wat voldoen het, hulle het gehoor gegee aan die vereiste om aansoek te doen vir hulle rybewyse en weens die regering se wat ook al, kan hulle nie 'n rybewyskaartjie kry nie. 10 jaar terug, daar 10 jaar opgeloop. Ja. Ons moet vir Prasa se hoof vra vir 100.000ste van sy salaris, dan sal ons 2 nuwe drukkers kan koop. Hy moet kom help. Ja, ons wil graag 2 nuwe drukkers hê. Net vinnig. Net voordat ons uit druk uitgaan, sê net vir ons vinnig, is daarom een positiewe storie. Die eerste vroulike hoof van die MI6 spioendiens is aangestel. MI6, ons almal ken hulle van James Bond. Dis die eerste vrou in 112 jaar geskiedenis, dink ek. Ja. Interessant, sy staan bekend as C, nee? Nie M nie. Nie M, soos in die movie. Ja, en dit kom van die eerste hoof van die MI6, van die geheime intelligensiediens, sy van het met 'n C begin. En hy sy dokumente C geteken, en dit het gestiek, en dit is hoekom sy C is. So sy is basies die hoofspioen in Brittanje, sy is nou 'n vrou, my ma het altyd gesê, 'n vrou kan lustig wees, so ons weet nie altyd wat. Daai is nie so regtig, ek is 'n AI. Regtig? Nee, ek speel. Daar's ook 'n plekkie vir jou by MI6. Ons weet net, haar naam is Agent C. Oppas die ANC jeugliga gaan dink, dis 'n goeie ding, Agent C. Sy is die agent wie se naam bekend is. Die ander se name bly almal geheim. Dis identiteit is nie. Hulle identiteit word geheim. En sy is ook die enigste een wat in groen mag skryf.
Het julle dit En wat se geweet? kleur moet jy anders groen. skryf? Nee, hulle moet in swart skryf soos gewone staatsamptenare. Maar as sy Interessante- skryf, kan mens nie sien wat op die dokument staan nie, dan moet mens met Ja, ek daai dink is 'n poeier. raai disappearing ink. Nee, dit is nie. Ook ek Jy kom moet uit eers sê open sesame en dan kan jy sien wat staan op die sy is brief. die enigste persoon wat in groen mag skryf. Nou ja, toe julle Ja. ons dankie vir die nuus, Christel. Mag ons almal nie uit druk uitgaan nie en mag ons eendag as ons groot is, die helfte van Prasa se hoof se salaris kry. Ek sou bly ons kan eindig op 'n glimlag. Ja. Bly ingeskakel, ons gesels 'n bietjie finansies saam met Johan Borcherds net hierna. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.